ware disippelskap. Ons is besig met disippelskap op die stadium. En verlede week het ons gepraat oor die oproep tot daai disippelskap. En ons het gekyk oor die model van Jesus. En hoe Paulus dit ook gekommunikeer het aan Timotheus. Aan 2 Timotheus 2 vers 2 Timotheus 2 vers 2. En wat jy van my gehoor het, doen dan onder baie getuienis, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ons sê, dit wat jy van my gehoor het, gee dit aan ander en hulle sal weer ander leer. En toe het ek met iemand net gedeel oor wat het ek geleer? Ouens wat 'n pad met my gestap het en hierdie 3 goeders was vir my so belangrik. Hulle het my gehelp om my identiteit in Christus vas te maak, om te weet wie ek is, dat wat ook al in my lewe gebeur, my identiteit as kind van God nie aangetast sal word nie. Hierdie ouens wat 'n pad saam met my gestap het, dat wat ook al in my lewe gebeur, my identiteit in Christus nie uitmekaar uit sal val nie. Daai gedeelte waar Jesus sê, in hierdie wêreld sal jy probleme hê, maar ek het die wêreld oorwin. En daarom loop ons in 'n oorwinningspad saam met hom in hierdie wêreld. In 'n oorwinningspad. Die tweede ding, ons sluit die potensiaal wat hulle sien, want baie keer kan ons nie sien nie. Ons voel beperk en wanneer kinders van die Here langs jou kom staan en hulle staan in 'n autoriteit van die Here sê, Johan, ek sien dit. Dan kan dit dinge in ons ontsluit, maar ons het mekaar nodig vir dit. Nêrens wil die Here hê ons moet alleen wees nie. Hy is met ons en so ons met mekaar. En dan hierdie derde ding, raak ontslaaf van die valse beeld. Die valse beeld wat ek van myself het, die valse beeld wat ek van ander het, dat ek net my kan toelaat en oopmaak vir die Here en ander mense se inspraak in my lewe. En hierdie disippelskapproses is om dit met mekaar te kan doen en in mekaar se lewe te kan inspreek. Ek sê die meeste van die tyd sukkel ons met onsself, met al ons gedagtes. Dit wat hier in ons kop aan die gang is. En baie keer is dit nodig om by iemand te gaan sit en net te praat. Dat ek kan hoor wat hier in my kop aan die gang is. En daai disippelskap ontsluit hierdie valsheid in ons en sê, maar dis wat die Here van jou sê. Dis wat die Here sien. Dis wie jy is. En ons hoor baie keer nie die woord van die Here nie, en daarom is mekaar nodig om dit in te spreek in mekaar se lewens. En dan by Jesus gekom het, en hy het gesê, as iemand agter my wil aankom, dis 'n hartsbesluit, moet hy homself verloon, dis daai valse identiteit. Die eie ek, kom uit dit uit. Dis soos 'n papie wat uitkom en jy word 'n skoenlapper. Jy los daai dop agter. Kruis elke dag opneem. Waar die eie ek sê, Here, ek leef nie meer nie, maar U leef in my. En dan hierdie gedeelte volg. Nou, tussen die groot opdrag waar Jesus weggegaan het en hy gesê, volg my. Dis hierdie stuk waaroor ek wil gesels vanoggend hier tussenin. Hierdie stuk van waar Jesus sê, volg my. En hierdie ontsluitingsproses hier in die middel. En waar hy sê, gaan maak disippels dieselfde. Baie van ons beweeg in hierdie middelproses in. En dan sukkel ons. Ons sukkel om my kruis elke dag neer te lê. Ek sukkel om myself te verloon. En die Here werk met ons en hy stoei met ons en ons vriende stoei met ons en die mense hier rondom en dis die disippelskapproses. Maar dit is nie, jy werk net in hierdie proses en dan kom jy daar nie gaan uit nie. Jesus, terwyl hy besig was met sy disippels, het hy al vir hulle opdragte gegee. Gesê, okay, gaan doen dit, maar kom terug, ek is met jou. Gaan doen dit, maar ek is weer by jou. Die hele tyd, en het hulle twee uitgestuur, nie alleen nie. Dat hulle mekaar by mekaar kan leer, met mekaar kan wees, mekaar kan ondersteun.
En dan op die einde, waar hy daai bemagtiging gee, my gees is op jou, ek is met jou, waar ook al jy gaan. Ons het opgestaan, ons het sterk geword, en ons kan doen, die valse beeld is afgeval. Het gaan nie oor my nie, het gaan oor hom, en die mense rondom my. Hierdie middelproses is die belangrikste, en daarom kan 'n mens dit so sien. Die roeping, volg my. Dan hierdie proses hier in die middel, en om te stuur, die groot opdrag. Wat hy vir ons sê, jy verstaan, jy bemagtig. Jesus het 3 jaar gebruik met sy disippels, en toe sy uit, net 3, wat hy gehad het, om te sê, okay, dis wie jy is. Hoe lank is die Here al met my besig, en ek stikkel nog steeds, om die groot opdrag uit te voer. As die evangelie van my moes afgehang het, dan het dit maar bietjie skipbreek gelei. Jesus het 12 disippels gehad en gesê, gaan, ek is met julle. En toe die 72 ensovoorts, en ons sit hier, oor 12 manne, se gehoorsaamheid. Sê, weet hulle wie hulle is, die valse beeld afgegooi, hulle identiteit in Christus vasgemaak het, ongeag wat met hulle gebeur het. Net Johannes is die enigste disipel wat 'n natuurlike dood gesterf het. Die verhaal is daar, hulle was in 'n kokende pot olie gegooi, en hy het daar gestaan, in die arena, waar hulle gejuig het en sirkus gehou het, want dis die laaste disipel, die geliefde disipels, hy het in 'n pot olie gegooi, en hy het in die arena gestaan, en hy het nie verbrand nie. En dis hoekom hulle hom Patmos toe gestuur het. Dit was chaos daarna gewees, in daai plek. Maar al die ander disipels, was horrible vermoor. Maar dit hulle identiteit, het hulle glad nie aangetas nie. Hulle het geweet wie hulle is. Hulle het geweet wie is by hulle. En daarom kom hulle daai vrymoedigheid uit te gaan. En dis daai waar Jesus sê, as jy my wil volg, kom. Ek is met jou. En hoekom is hulle doodgemaak? Why? Want hulle wou God openbaar in die mens. Leef nie net vir jouself nie. Leef vir dit, sien wat God vir jou het, en leef saam met hom. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie woord, volg my. Volg. Akaletheo, dit beteken om saam met iemand op dieselfde pad te loop. Volg. Om jouself aan iemand te verbind, en saam met hom te gaan. Om te gaan waar hy gaan, en by hom te bly. Dis 'n verbinding. Ek maak my hart oop. Ek leer. Ek ontvang. Ek stap jou pad. Ek vra. Dis hierdie, verbind jou lewe aan my, en loop die pad wat ek loop. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het letterlik vir hulle gesê, kom. Stap saam met my. Eet waar ek eet. Bly waar ek bly. Hoe leer my hart ken. Hulle het geroei, hulle het gestoei, hulle het gerebelleer, hulle het geterug, maar Jesus het die hele tyd. Stap saam met my. Sien wat ek sien. Hoor wat ek julle wil vertel. Hoeveel keer het hy met die disippels oor en oor, hulle sê, verstaan julle nog steeds nie? Besef julle nie? En dan begin hy weer, en hy roer, en hy sodat hulle kan sien wat hy sien. Nou, vanoggend, met ons skuif van ons stoele af, party van u mag dalk voel, dis 'n bietjie vreemd om op 'n ander plek te sit, maar dis letterlik net 'n persepsieskuif. Nou, persepsies. Ons kyk baie keer en ons sien uit ons hoek uit. Renier, wat sien jy? Jy ken dalk hierdie storie. Jy behoort dit al te gedoen het 'n paar keer. Maar wat sien jy die eerste keer? Ou vrou. Sien 'n ou vrou? Jy sien? Wat 'n vrou sien jy? Ou vrou. Wie sien nog 'n ou vrou?
Wie sien iets anders? Wat sien jy? 'n Jong vrou. Wie sien 'n jong vrou? Sien jy die jong vrou? Sien jy die ou vrou? Wie sien die ou vrou? Wie sien die jong vrou? Ja, party van julle is baie geseën, julle sien sommer al twee te gelyk. Help gou die persoon langs jou, as jy 'n ou vrou sien, dat jy die jong vrou ook kan sien, en die vrou sien, ou vrou kan sien, die jong vrou ook kan sien. Jou persepsie. En baie keer het jy nodig om by iemand te kom sit, en as jy sê, maar sien wat, daar gaan die liggies nou aan, sien ek. En jy kom sit by iemand, en hulle sien die ander prentjie, wat jy sien. Maar jy het nodig om met iemand te kan gesels oor jou prentjie, jou persepsie. Ek kan baie keer so oortuig wees van wat ek sien, en nou stry ek met jou. Want ek stry, wag, daar is nog 'n verduidelik. Jy dink jy gaan hierdie prentjie verder weer moet soek. Het jou Manlie? Nogie. Nou, jy sien, jy gaan 'n bietjie langer pad moet stap. Die enetjie. Wat sien jy nie, Riekie? Wat sien jy, Riekie? Jy mag nie twee sien nie. Wat sien julle? Wat sien julle? Wag, daar so iemand begin skerp raak. Hier is meer as een. Wie sien die eentjie? Wie sien die eend? Wie sien die haasie? Nee, kyk, luister, ek het hom gesukkel om my haas te sien, hoor. Nee, hulle moet my mooi duidelik waar daai haas is, want daai haas kon ek nie sien nie. Weereens, die persepsies waarin ons is, het ons so nodig om regtig net langs iemand te kom staan, dat iemand net vir my kan verduidelik. Nou, ek wil vanoggend gaan, en ek wil na Eksodus 33 toe gaan. Eksodus 33 is 'n geweldige diep gedeelte. Moses kom van die berg af. Moses kom van die berg af en dit is 'n geweldige, Moses met opgewondenheid bring hy alles van God se hart af onder toe en hulle hoor hierdie klanke hieronder. En die volk het net hulle koppe uitgehaak. Sê in Eksodus 32 sien ons waar hy sê hierdie Moses is nou weg. Ons weet nie of hy gaan terugkom nie. Weet nie of hy gaan terugkom nie. En dat hy in 32 kom hy en hulle maak die goue kalf. En dat Aaron die goue kalf maak en vir hulle sê dit is die God wat julle uit Egipte land uitgelei het. Nou ons Vader het sy hart geopenbaar, God het sy hart geopenbaar, hy het hulle uitgelei, hy het hulle die pla laat sien, hulle is deur die Rooi See, hulle is in oorwinning, hulle die water gekry, die wolkkolom is met hom, die vuurkolom is, God se teenwoordigheid is daar, hy is daar, en hierdie volk kom en sê nee, ons maak 'n goue kalf, en sê dis die God wat ons uit die volk, uit die land uitgelei het, want ons wil ons eie ding doen. Weereens volg. Hy sê volg my, hier kom hy. En hier kom God en hy kom praat met Moses. Nou Moses, God wou die volk vernietig. In Eksodus 32 sê, okay Moses, ek gaan oorbegin met jou. Ek gaan almal vernietig. Hulle harte is hard. Hulle wil nie van my hoor nie. Hulle wil niks meer uit te waai nie. Hulle ontken my. En hulle wil hierdie goue kalf van, ek gaan hulle almal vernietig en ek gaan oorbegin met jou. En ek Moses sê nee, Here nee asseblief, en hy tree in, hy sê asseblief moet dit nie doen nie. Dis u volk, u belofte is oor hulle. Hy sê goed. En nou kom God en hy sê, okay, vat jy nou jou volk. Jy wil hulle so intree, dan vat jy hulle. Kom ons begin by Eksodus 33 vers 1. Die Here het vir Moses gesê,
Jy en die volk wat jy uit Egipte land uitgelei het, moet nou maar van hier af verder vertrek. Gaan na die land wat ek aan Abraham, Isak en Jakob beloof het, toe, en wat ek beloof het, dat ek hierdie land vir julle nageslag sal gee. Ek sal 'n engel voor julle uitstuur. Ek sal die Kanaaniete, Amoriete, Hittiete, Feresiete, Jebusiete, wat daar bly uit die land verdryf. Dit is 'n baie vrugbare land. Ek sal egter nie verder saam met julle trek nie. Julle is uit sy eie sinnig, hardkoppige volk. As ek saamgaan, sal ek julle dalk vernietig. Ek wil hê jy moet hierdie woorde hoor vanoggend. God sê, ek het beloftes gegee. Ek sal hierdie beloftes hou. Die beloftes is joune. Ek sal die engel vooruitstuur. Hulle sal almal vernietig in die land. Dis 'n land van melk en honing. Jy kan gaan, maar ek gaan nie meer saam nie. Jesus skei ons baie. Julle wil my nie ken nie. Ek het alles gedoen wat ek julle gewys, maar ek kan nie julle stap saam met my. Ek stap nie saam met julle nie. Volg my. Ek is 'n heilige God. Ek kan nie sonde seën nie. As jy nie saam met my wil wees nie, ek gaan nie vir jou smeek om my lief te hê nie. Punt 1 wat ek vanoggend vir u wil sê. Ons soek God se beloftes. We remind him of his promises. Maar ons soek baie keer nie sy teenwoordigheid nie. Maar dit gaan my iets kos. En ek wil nie. Ek soek sy teenwoordigheid. Nee, ek soek sy beloftes. Jy en die volk wat jy uit Egipte land gelei het, moet nou maar van hier af verder vertrek. Gaan na die land wat ek aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Toe ek beloof het dat ek hierdie land aan my nageslag sal gee. Ek sal 'n engel uitstuur. Ek sal egter nie verder saam met julle trek nie. Julle is 'n hardkoppige volk. Toe die volk hierdie woorde hoor in vers 4, het hulle baie hartseer geword. Hulle wou nie langer julle wiers dra nie, en sovoorts, en hulle net gaan staan. Ons gaan aan na vers 7 toe. Moses het 'n tent 'n hele end weg van die laar af opgeslaan. Hy het dit die tent van samekoms genoem. As iemand by die Here raad gesoek het, het hy na die ontmoetingstent buite die kamp gegaan. Binne in die tent het die Here met Moses gepraat soos 'n vriend wat gesels mekaar in die oë kyk. God het 'n begeerte om by sy volk te wees. En die tent, waar word die tent opgeslaan? Buite die kamp. Later sal ons sien die tabernakel wat opgerig is met die ark was in die middel van die kamp gewees en die kamp was geposisioneer reg rondom dit. Nadat die volk besluit hulle sal saam met die Here trek. Hierdie tweede ene. Die eerste een is die mense soek die beloftes, maar hulle soek nie God se teenwoordigheid nie. Die tweede ene, ons is tevrede om God te kyk van 'n afstand af. Die teenwoordigheid was geskuif buite die kamp, daar. En elke keer as Moses opgestaan na die tent toe gegaan het die mense gaan opstaan en hulle het gekyk, maar hulle self het nie nader gekom nie. Mense, ons volg die Here baie keer van 'n afstand af. Ek het een keer die Here vir my 'n beeld gewys van waar ek staan. En ek het sulke lang wit lappe gesien. En ek het die lig daar binne gesien. En dit was asof die gordyne so gewaai het.
En ek kon nie duidelik sien nie, want ek was hier, aan hierdie kant van die gordyne gewees. En hy was in die binnekant. En hy het gesê, dis waar jy staan, my kind. Ek roep jou om nader te kom, maar jy weier. En daai dag sê, Here, vergewe my, ek kom deur hierdie gordyne. Dis net sulke lapgordyne wat daar gehang het, sulke deurskynende gordyn. Dit is nie skeiding, ek kon net deurstap, maar ek het nie myself waardig gesien, dat ek daar by hom mag wees nie. En ek het hier aan hierdie kant gestaan, en ek het die lig gesien, en ek het die gesang gehoor, maar ek het buite gestaan. En ek was al 'n kind van die Here op daai stadium. Ek het gesê, kom nader na my toe. En die volk hierso, gaan staan aan die buitekant. Jy kan nie Jesus volg op 'n afstand nie. Hy sê, volg my, stap die pad, verbind jou aan my. Maar ek wil daar vanaf volg. Ek wil daar gaan staan. Want ek wil nie my valse beeld afgooi nie, ek wil nie die eie ek kruisig nie, ek wil nie elke dag hier wees nie, ek wil my eie baas wees. En die Here kom en hy sê, kom nader aan my, kom naby my. Moses het in daai tent van samekoms gewees. Hy het nog gepraat, soos 'n man met sy vriend praat. Vers 12. Op 'n keer het Moses die Here gesê, U het vir my gesê om hierdie volk te lei na die land wat U aan hulle beloof het. U het my egter nooit gesê wie saam met my moet kom nie. Daai kameraadskap. Maar Joshua, elke keer as Moses na die tent toe gaan het Joshua saamgekom en hy het by die ingang gaan staan. En wanneer Moses dit verlaat het en teruggaan, het Joshua daar bly staan. Hy het bly staan. Daar in die teenwoordigheid van die Here. Het Joshua. Hy was die enigste een van die kamp wat ingekom het. Nie Aaron nie, die hoëpriester, die jong man wat daar kom staan het, in die teenwoordigheid, by die tent. Alles gehoor, alles wat daar binne gebeur. Mense, where is your proximity to God? Sien jy dat jy aan hom verbind is, dat jy saam met hom is, of staan jy by jou tent, daar buite, en jy hou dop, wat hy daar doen? En hier kom die disippelskap, vanaf vers 13, en Moses kom en hy sê, as dit dan so is, sê asseblief wat u planne is, sodat ek kan weet wat u van my verwag. Hierdie mense is tog u eie volk, u planne. Hy vra toe vir Moses, moet ek wel saam gaan, sodat jou hart kan rus? En Moses sê, as u nie self saam gaan nie, moet u ons nie eers 'n tree van hier af laat wegbeweeg nie. As u nie saam met ons gaan nie, waaraan sal dit duidelik wees dat u vir my 'n volk, dat u vir my en die volk lief is? Hoe anders sal dit duidelik wees dat u anders oor ons voel, as dat u anders voel oor ons as oor ander volke op die aarde? Wat maak ons anders as enige iemand anders op hierdie aarde, sê Moses. Hy sê die enigste ding wat ons anders maak as al die ander mense op die aarde, is u teenwoordigheid. U teenwoordigheid. Ons gaan die beloftes hê, ons gaan alles hê. Wat maak ons anders as ander mense op hierdie aarde? Wat? U teenwoordigheid. As dit dan so is, sê asseblief wat u planne is, sodat ek kan weet
wat U van my verwag. Moet dan, en die Here vra, moet ek dan self saamgaan, sodat jou hart kan rus? Moet ek saamgaan dat jou hart kan rus? Sê, Here, asseblief, wat maak ons anders? Wat maak ons anders as al die ander volke? My teenwoordigheid, sê die Here. Ons kan nie die Here van 'n afstand af volg nie. Wanneer iets goeds in ons lewens gebeur, ons is eintlik so soos dit, die Here het dit vir my gedoen. Kan jy dit glo? Ons is verras as daar iets gebeur wat die Here vir ons doen. Hoekom? Daai teenwoordigheid wat hy die heeltyd vir ons vra, om daagliks saam met hom te wandel. En dan die gedeelte van waar Moses dan kom en hy sê dan vir maar wys my u heerlikheid. Wys my u heerlikheid. Daai volgende vlak van ontmoeting. Die belofte sonder teenwoordigheid. En ek sê nou vir u, dis waar die meeste van die Christene hulle self bevind. Ons soek die beloftes. Ons leef in die beloftes en die volheid, sonder die teenwoordigheid. Hulle kan steeds die belofte hê sonder teenwoordigheid. Ons wil God volg, maar op ons eie voorwaardes. Ons kan nie. Ons kan nie. Jesus het gekom en hy het gesê, maar ek gee my Heilige Gees aan julle. Ek sal my Gees aan julle bekend maak. In Johannes 14, vers 16 tot 18. En ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle ander trooster gee, en by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Wat maak ons anders as die wêreld? Die Heilige Gees wat nou in ons woon, deur Jesus Christus. Die wêreld kan dit nie ontvang nie. Hoe gaan die wêreld weet dat julle my disippels is? Dat julle lief is vir mekaar. Waar kom liefde vandaan? Die Gees van God. Wat maak ons anders as die wêreld? God se teenwoordigheid. Maar nog steeds, ons in vandag se lewe, ons soek die belofte, maar ons soek nie die teenwoordigheid nie. Sy teenwoordigheid. Die Heilige Gees wat in julle woon, sal julle lei, sal julle rig. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en julle sal en in julle sal wees. Volg my. Ek sal julle nie as wesens agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Hierdie 3 vlakke van nabyheid tot God. Die kamp, mense wat God waarneem. Die tent, waar mense ontmoet. En dan die heerlikheid, waar hulle God sien. Waar hy in God wandel. Die plek van ontmoeting, die plek van voorbidding, die plek waar God met Moses gepraat het. Israel se identiteit was nie die land nie. Ek wil dit baie duidelik vir julle sê. Israel se identiteit was nie die land nie. Die beloftes was daar, maar dit was hulle die God se teenwoordigheid. We are carriers of God's presence. God roep ons om naby hom te kom. Ek wil afsluit vir oggend, die musiekspan julle kan vorentoe kom.
God roep ons om saam met hom te wandel. Elkeen wat my liefhet, wat my wil volg, moet daagliks sy kruis opneem en agter my aankom. Wat sê ons Vader vanoggend vir u? Hy sê, my kind, ek smag na jou. Smag jy na my? My liefde vir jou is dieper as die diepste see. Dawid het dit geken, en gesê, Here, vat u teenwoordigheid net nie van my af weg nie. Asseblief, asseblief. Father, how do we close this morning? Hoe maak ons 'n oggend toe, waar u ons roep in u teenwoordigheid? Vader, ek vra dat u asseblief dit vir ons sal oopsluit hierdie week verder. Ons wil u nie bid en aanbid en dien van afstand af nie. Vader, vir jare kyk ons, maar ons soek net die beloftes, die seëninge. Vergewe my daarvoor. Vader, ons wil net so in die tent wees saam met u en wandel saam met u. Ek seën vanoggend elkeen van ons, Vader, met hierdie absolute insig. Help ons om te sien wat ons posisie in u is. Ons kom naby aan die hart, naby aan die liefde, naby aan die teenwoordigheid. Ons wil saam met u wandel, vir nou tot in ewigheid. Amen. Kom ons staan saam.